Terwyl hy aanry, het hulle van hulle klere op die pad oopgegooi. Welkom by Geloofspad. Soos Jesus Jerusalem binnegaan in Lukas hoofstuk 19 vers 30-6, sien ons 'n toneel van vreugde, nederigheid en profetiese vervulling. Die mense lê hul mantels op die pad en swaai met palmtakke en skree. Geseënd is die koning wat kom in die naam van die Here. Hierdie verklaring weerspieël die profesie in Sagaria hoofstuk 9 vers 9, wat voorspel het dat 'n nederige koning op 'n donkie kom, 'n simbool nie van verowering nie, maar van vrede. Jesus se toetrede verskil radikaal van wat 'n mens van 'n koning kan verwag. Hy ry nie 'n oorlogsperd nie, maar 'n donkie, 'n nederige dier wat geskik is vir werk. Nie oorlog nie. Hierdie stil vertoning van koningskap staan in skrille kontras met die manier waarop veroweraars normaalweg 'n stad sou binnekom. Te perd met groot pragt. Maar Jesus se nederigheid spreek boekdele. Die mense sien hom vir wie hy werklik is. Die koning van vrede. Sy koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Dit gaan nie oor mag of geweld nie, maar oor redding en nederigheid. Die disippels loof Jesus met vreugde en onthou sy magtige werke, die genesings, die wonderwerke en selfs die opwekking van Lazarus uit die dood. Hulle lof is nie verstandeloos nie, maar gevul met dankbaarheid vir die lewensveranderende krag wat hulle aanskou het. Al probeer die fariseërs hulle stilmaak, bevestig Jesus hulle lof en verklaar dat as hulle stil bly, die klippe self in aanbidding sal uitroep. Die krag van God se werk kan nie beperk word nie. Maar dit is belangrik om te onthou dat hierdie vreugdevolle viering van Jesus as koning nie net oor 'n verre gebeurtenis in die geskiedenis gaan nie, dit is 'n oproep vir ons vandag. Soos die skare word ons genooi om God te loof vir die magtige werke wat hy in ons lewens gedoen het en Jesus te erken as die nederige koning wat vrede bring. Kom ons bid. Here, ons dank U vir U nederigheid en dat U na ons gekom het as die koning van vrede. Help ons om al die maniere waarop U in ons lewens gewerk het te onthou en om ons lof te betuig met harte vol dankbaarheid. Mag ons die voorbeeld van nederigheid volg en mag ons lewens die vrede en verlossing wat U bied weerspieël. In Jesus se naam, amen.